Goeiemôre aan elkeen van u. Ek groet julle in die mooie naam van Jesus Christus. Ek wil vir u vra, as ons nou gaan open in gebed, ons het al reeds geopen, maar ek meen in die woord gaan open wat ons gaan praat, wil ek vir u vra om te staan, ek wil graag die seën oor hierdie gemeente uitspreek, en spesifiek vir die mense wat hier is. En ek wil u vra, staan, ons bid, en daarna gaan ek vir die Here vra om elkeen van u te seën, soos wat hy sal seën. Ek wil vir u vra staan, en dan sluit ons oë. Ons wonderlike hemelse Vader, Here, ons is soos die mense van ouds, as ons u heerlikheid aanskou, Here, dan is dit vir ons oorweldigend. Dankie, Here, dat u 'n goeie God is. Dankie dat u aan ons dink, hier waar ons vandag staan. Dankie dat u elkeen van ons ken, nog voor ons ontwikkel het aan ons moeder se liggaam. Dankie, Here, dat u alles van ons weet. Dankie dat u heilig is, en dankie dat u koning is. Vader, en dankie vir u genade. Dit is vir ons genoeg. Ek wil elke persoon wat vandag hier is, Here, wil ek by u voete kom neerlê. En ek wil u vra om elke persoon, daai persoon te vat en hom so 'n bietjie vas te druk teen die bors. So 'n bietjie sal vashou, Here. Vir ons so 'n bietjie leiding sal gee. Vir ons so 'n bietjie sal oortuig. En Here, daar waar dit nodig is, ons so 'n bietjie sal vermaan. Ek vra, Here, dat die Gees vandag onbelemmerd sal werk. Dat enigiets wat U is, wat nie van U afkom, wat keer dat die Gees werk, dat U dit sal wegvat, sodat die Gees kan werk, onbeperk, hy kan werk soos hy wil, met wie hy wil en hoe hy wil. En dat ons net kan aanskouers wees, hoe wonderlik dit is. En as dit dalk iemand is wat sy saak nog nie reg is nie, vra ek, Here, dat die Heilige Gees die persoon sal besoek, sodat die reddende genade ook aan daai persoon gegee sal word. Vader, ek vra dat U elkeen van ons sal ons beskerm. Ek vra, Here, dat U vandag self die woord sal bring, en dat ons nie na mense se opinie sal kyk nie, maar dat ons sal kyk, wat leer die woord ons, wat oortuig die Gees ons, en dankie, Here, dat ons saam met medegelowiges vandag, Here, ook in U verteenwoordigheid kan wees. Amen. Staan net so. Vader, ek vra, Here, gemeente, mag die seën van ons Here Jesus Christus en die salwing van die Heilige Gees met U wees, met elkeen van U wees. Mag jy die woord ontvang, soos wat die Here dit vir ons opgeteken het. Mag die Here, deur die Heilige Gees se werking, elke sluier voor die oë wegneem, sodat U sal sien en dat God self sal openbaar dit wat in die woord staan. Ek spreek die seën oor elkeen van U, geestelike seën, dat die Here U ook kan gebruik, daar waar U sal wees elke dag, en dit wat U sê en doen. In die wonderlike naam van Jesus. Amen. U kan die sitplekke inneem. Geliefdes, die afgelope 2-3 weke het daar 'n geweldige hoeveelheid vrae na my kant toe gekom. En kom ek vertel jy geheim, of jy nou 'n dokter is in teologie, of jy nou 'n dominee is, of 'n pastoor, of 'n profeet, of 'n profeet, wie ook al, 'n priester, daar's in elk geval die meeste vrae wat jy gaan sê, ek weet nie, ons ken teendele, ons gaan maar moet wag en sien, want die woord sê nou, ons ken nie teendele, ons sal eendag al hierdie goed weet. En daar het baie vrae die afgelope 2-3 weke na my kant toe gekom. En ek het 'n ou boodskap gevat wat ek 3-4 jaar terug voorberei het, ek het hom aangepas. Hoe antwoord ek hierdie mense? Wat sê jy vir die mense? Wat sê jy vir die mense as hy 'n 11-jarige kind verloor het? Wat sê jy vir iemand as jy by die werk kom en die deure is gesluit en jy het nie werk nie, jy het jong kinders by die skool? Wat sê jy vir iemand as hy sy wederhelfte verloor het op 'n jong ouderdom? Wat sê jy vir iemand as hy sy ouers is net weg, die kind is 13, 14, pa, ma's dood? En dan vra hulle vir jou, maar hoekom gebeur hierdie goed? Ek is seker, as ek vir elke een wat hier is vandag die geleentheid sou gee,
sou jy heel wat ook vra, maar hoekom het dit so gebeur? Hoekom moes ek deur 'n egskeiding gaan? Hoekom gaan dit soos dit gaan? Jare terug was ek in 'n verhaal vertel wat werklik gebeur het in 'n huisgesin. Die pa was net te besig. Hy was net te besig en het vergeet om die krag te betaal. Ons praat nou voor dat daar load shedding was, kragonderbrekings, die normale tyd. Die pa het net dalk net vergeet om die krag te betaal en vir die klein dogtertjie die krag en nie die seentjies en nie die kleinkinders is daar nie krag nie. En dan kom hulle na pa toe en sê, pa, maar hoekom gebeur hierdie dinge met ons? Ons het nie krag in ons huis nie. Jy moet onthou, elke mens op daai oomblik is dit die grootste probleem wat daar is. Van ons probleme gaan terug tot ons kinderjare, selfs tot voor ons gebore is. Ons vra, hoekom wil my ma my nie gehad het nie? Hoekom wil my pa my nie gehad het voor ek gebore is nie? So sit ons met elke een honderde vrae. Hoekom is ek waar ek is? Hoekom bly ek waar is? Een van die vrae waaroor ek lank en baie jare gestruikel het in my lewe, as net 'n voorbeeld te gee, dat het nie vir my sin gemaak. Hoekom word die mens gebore net om dood te gaan? Wat is die sin daar agter? Jy het teologie geleer en jy het al hierdie nodige goed veronderstel om te wees, maar verklaar net vir my, hoekom word jy gebore om weer dood te gaan? Totdat jy op 'n geestelike vlak kom, wat die Here vir jou openbaar. Hoorie? In kort, jy is gebore omdat jy vandag hier moet staan. Omdat jy hierdie boodskap wat ek vandag vir jou wil, vir die mense moet sê, te sê. Dis hoekom jy gebore is. Jou vra jy verkeerd. En jy verwag antwoorde. So die boodskap is gebaseer daarop. En hierdie is net 'n inleiding. So ek wil nou vir jou vra, broers en susters in Christus, elkeen van u wat hierdie vrae het. Ons almal het ons vrae, het ons nie? Hoekom het ons werk verloor? Hoekom moet ons hier bly? Hoekom dit? Hoekom dat? Hou dit so in jou agterkop, maar hou dit naby in jou agterkop, want heeltyd kan jy teruggaan na daai vrae toe. Hoekom het my kind my weggegooi? Hoekom het my ouers my weggegooi? Hoekom het my ouers my in 'n weeshuis gesit? Jy weet al hierdie diep vrae wat ons het. Hou dit bietjie naby, en dan vergelyk ons dit met iemand in die woord vandag, en ons gaan kyk, iemand wat soortgelyke vrae gehad het, wat was die antwoord van dit? En so hou jy die vraag wat jy het. Daar gebeur dinge in my en jou lewe. Maak nie saak wat ouderdom jy is nie. Ons het nou gepraat van klein kinders, as die krag afgegaan het, voor daar kragonderbrekings was dit vir hulle die grootste ding op aarde. Soos ons aanbeweeg, soos ons groter word, so gebeur daar groot goed. Iemand gaan voor jou dood, wat jou familie is, jy kan niks doen, jy voel magteloos, daar gebeur snaakse goed met ons as mense. En dan soek ons 'n verklaring daarvoor. Hoekom het dit so gebeur? Wat gaan aan? Hoekom het ek my werk verloor? Here, hoekom het jy vir my kinders gegee as ek nie vir hulle kan sorg nie? Daar's nie geld in die huis nie. En weet jy wat? Hierdie gebeur met alle mense, ook met kinders van die Here, wat hierdie vrae het, en wat ons geen antwoorde het. En wanneer hierdie vrae so opkom, wat ons gereeld so dikwels vra, dan beteken dit nie, ons is oningelig nie. Nee, baie beslis nie. En as hierdie vrae so opduik, dan beteken dit nie, ons bid nie, inteendeel. Jy bid dalk al 30 jaar vir jou kind om tot bekering te kom, of vir jou moeder, of vir jou neef, of jou niggie, of vir wie ook al. En hierdie vraag kom op, en die antwoorde wat ons wil hê, kry ons nie, en nie omdat ons God nie ken nie. Ons ken God. Ten minste ken ons dit van God wat hy vir ons openbaar. Ons sal nooit God ten volle ken, want dan is hy nie meer God nie. Ek praat van dit wat hy vir ons openbaar, en daar's baie goed wat hy alreeds vir ons geopenbaar het deur die woord. Kom vanaand en jy sal sien, daar is baie goed wat hy alreeds geopenbaar het, daar, natuurlik kan hy nuwe goed openbaar, hy is soewerein, maar daar is vir ons reeds goed geopenbaar. Maar omdat daar oomblikke is,
wat ons self nie eers ons geloof vir ons die antwoorde kan gee nie. Ek wil weer vir jou sê, liewe broer en suster, ergste in jou lewenspad op aarde, vir party dalk een keer, vir party dalk honderde duisende kere, gaan jy kom dat selfs jou geloof, want jou geloof is reg, dis vas in Christus, selfs jou geloof nie vir jou die antwoorde kan gee nie. So die tema vandag sou ek sê, as God nie verduidelik nie. Dis maar net 'n tema wat ek in woorde omgeskakel het. As God jou nie verduidelik, wat gebeur, spesifiek in jou lewe nie. Wat is dit? Hier is nou iets in die gang. Wat is nou hier in die gang? Dan bly daar net een ding oor vir jou en vir my. As jy nie hierdie goed kan verklaar, verstaan of verduidelik nie, bly daar vir jou net een ding oor waaraan jy kan vashou en dit is die sekerheid in Jesus Christus. Nou kan jy rustig word en sê ek behoort aan God. Maak nie saak van jou vrae nie. En ek dien God. En hierdie vraag wat ek het sal nie maak dat ek God ophou dien nie. Ja, daar's mense wat God verwyd. As iemand doodgaan vir wie jy baie, baie lief is. Dit is so. Daar's mense wat God verwyd. En as jy nie geestelik volwasse is om dit te hanteer nie, pas op vir die struik van die Satan daarvoor. Ek wil u vandag, hierdie is nou ter inleiding, vertel van 'n persoon in die Bybel, wat deur moeilike tye gegaan het. En kom ons kyk daarna, wat se probleme het hy gehad, en jy is welkom om 'n bietjie te vergelyk met jou eie probleme. Kom ek lees 'n stuk en jy is welkom om dit te volg, in Job 1 vanaf vers 6 tot en met vers 22. Ek gaan nou 'n bietjie meer aandag gee aan die boek van Job. Kom ons lees die gedeelte en dan praat ons daaroor. So ek wil vandag bietjie met jou gesels oor ons vriend Job. En ons gaan begin om te lees Job 1 vanaf die 6de versie. Daar staan geskryf: En op 'n dag toe die seuns van God kom om voor die Here te stel, het die Satan ook onder hulle gekom. Toe vra die Here vir Satan, waar kom jy vandaan? En Satan antwoord die Here en sê, van 'n swerftog oor die aarde, wat ek deurkruis het. En die Here vra vir die Satan, het jy ag gegee op my knegt Job? Want daar is niemand op die aarde soos hy nie, 'n man vroom en opreg, Godvreesend, en wat afwyk van die kwaad. En die Satan antwoord die Here en sê, kyk wat gebeur, Satan hierso konfronteer God. Nou daar is seker een of ander naam vir dit in regsterme wat ek nou nie weet nie, maar dit wat God sê, draai hy om en hy konfronteer dit. En hy sê, is dit nie verniet dat Job God vrees nie? Want het u nie self hom en sy huis en alles wat hy het en alle kante rondom beskik nie? Die werk van sy hande het u geseën en sy vee het sterk vermeerder in die land. Maar strek net u hand uit en tas alles aan wat hy het. Waarlik, hy sal u in u aangesig seën. Hierdie seën in die oorspronklike taal is vloek. Is negatief, dis vloek. Daarop sê die Here aan Satan, kyk, alles wat hy het, is in jou hand. Net na homself mag jy jou hand nie uitsteek nie. En die Satan het weggegaan van die aangesig van die Here. En op 'n dag, terwyl sy seuns en sy dogters besig was om te eet en wyn te drink in die huis van hulle oudste broer, kom 'n boodskapper na Job en sê, terwyl die beeste aan ploë was en die esels aan wy langs hulle, het die Sabeërs 'n inval gedoen en dit weggeroof
En hulle het die dienaars met die skerpte van die swaard verslaan, en net ek alleen het ontvlug om u dit te vertel. Terwyl die een nog spreek, kom daar 'n ander een en sê, die vuur van God het uit die hemel geval en gebrand onder die klein vee en almal onder die dienaars, en dit het hulle verteer, en net ek alleen het ontvlug om u dit te vertel. Terwyl die een nog spreek, kom daar 'n ander een en sê, die Galdeërs het 3 leerafdelings opgestel en 'n aanval op die kamele gemaak en dit weggeroof. Maar hulle het die dienaars met die skerpte van die swaard verslaan, net ek alleen het ontvlug om u dit te vertel. En terwyl die een nog spreek, kom daar 'n ander een en sê, die seuns en die dogters was besig om te eet en wyn te drink in die huis van hulle oudste broer, toe daar met eens 'n groot wind oor die woestyn kom, wat die huis aan die 4 hoeke gegryp en dit op die jong mense geval, sodat hulle gesterf het, en net ek alleen het ontvlug om u dit te vertel. Toe staan Job op en skeer sy mantel, en hy het sy hoof geskeer en in aanbidding op die grond geval en gesê, naak het ek uit my moeder se skoot gekom, en naak sal ek daarheen terugkeer. Die Here het gegee en die Here het geneem, die naam van die Here sy geloof. En dan die laaste versie, by dit alles het Job nie gesondig en aan God niks ongeryms toegeskryf nie. Dis die verhaal van Job, wat se storms hy gegaan het. As jy nou jou storms bietjie wil vergelyk met Job se storms, is dit heel waarskynlik dat Job se storms so bietjie erger was, so bietjie hoër golwe gehad het as jou storms in jou lewe. So ons gaan kyk wat sê hierdie gedeelte en spesifiek wat sê hierdie boek Job vir ons. Nou wil ek graag vir u vertel, hierdie boek Job van die Bybel is 'n baie unieke boek. Dis bykans onmoontlik om enige historiese gedeeltes in die tydperk te bevestig in hierdie boek. Hier normaalweg in al die ander Bybelversie is daar aanduidings wat vir jou gee, wanneer het hierdie plaasgevind? Presies waar dit plaasgevind? Bietjie meer inligting rondom die geskiedenis van dit wat daarin staan. Maar in hierdie unieke boek Job, is dit asof hierdie geskiedenis, asof hierdie agtergrond van hierdie storie vir ons verborge is. Ons weet nie eers wie is die skrywer van die boek Job nie. Ons weet dit nie eers nie. Ons weet nie eers waar was hierdie land is nie. En wat dit nog dieper maak, hierdie hoofkarakter met die naam van Job is nie eens 'n Israeliet nie. So, hierdie anonieme skrywer van hierdie boek maak hierdie inligting vir ons onduidelik. Hy openbaar dit nie. Hierdie hele antieke geskiedenis van hierdie boek is onduidelik. En dit lyk egter, as jy nou studie sal maak, of hierdie geskiedenis en al hierdie inligting opsetlik van ons weerhou is. Dis asof hierdie skrywer nie wil hê ons moet nou fokus op al hierdie allerhande geskiedenis van hierdie boek en die skrywer en die digkuns en die woorde. Nee. Dis asof hierdie skrywer wil hê ons moet fokus op hierdie probleem. Hier was 'n man. En hy het 'n probleem gehad. En wat was die oplossing? En ons bring dit vandag nader na jou vraag toe wat jy het. Ons bring hierdie na jou vraag toe, want jy het ook vrae. So dis asof hierdie skrywer doelbewus hierdie boek vir jou vandag geskryf het wat hier sit. Met die vraag waarmee jy in jou hart sit en worstel. Waarom, hoekoms, ek ken al hierdie goede. En hy wil vandag vir jou die antwoord kom gee. Hierdie skrywer het nie toevallig hierdie inligting vir ons weerhou nie. Hy het dit opsettelik
uit die boek gelos. Dat ons nie nou beginne trek verloor op wat die waarheid is nie. Die Heilige Gees wil dan ook hê ons moet vandag nie vasval in geskiedenis van hierdie boek nie. Maar hy wil ons help om hierdie tydlose vraag, daai vraag wat jy in jou kop het, dat jy so worstel, is dalk 'n vraag wat vandag opgekom het, is dalk 'n vraag wat 50 jaar in jou hart is. Die Heilige Gees wil kom vandag om vir jou te sê, hoe moet jy daai vraag antwoord? Hoe leef 'n mens met God wanneer jou eie uitdagings nie sin maak? Gemeen dat ek dit weer sê. Hoe leef mens dan nou as 'n ware gebore kind van God? Maar jou eie uitdagings in jou huis, by jou werk, in jou lewe, dit maak glad nie vir jou sin nie. Dit wat nou in jou lewe gebeur, die negatiewe, maak nie vir jou sin nie. Kom ons kyk na wat die boek Job vir ons vertel. Die verhaal in hierdie boek Job begin nie by lyding nie. Begin nie by die vraag wat daar is nie. Want daar is 'n vraag, hoekom gebeur hierdie goed? Dit begin nie eers by daai vraag nie. Kom ek sê vir julle, waar begin hierdie dinge? Hierdie verhaal in Job begin nie eers op aarde nie. Hierdie verhaal begin in die hemele. En as ek praat van hemele, bedoel ek daar waar God is en die seuns van God is. Met ander woorde, al God se engele, onder andere, maar daar's ook ander magte wat rapporteer, wat ons nie van baie van weet nie, en dis nie vir ons geopenbaar nie. So dit begin in die hemele. En nou ons almal weet, God is soewerein. Met ander woorde, hy kan doen wat hy wil. Hierdie soewereine God, wat almagtig is, roep 'n vergadering. En ek gaan nou die verhaal vertel in my eie woorde, eenvoudig, want ons moet word soos kinders. Hierdie God, almagtige God, roep 'n vergadering. Kom ons noem dit 'n personeelvergadering, want ek dink die kinders en die ouer mense sal verstaan as ek dit sê. Dis mos sy personeel, is God se personeel. So in 'n amper soos in 'n hof, wat jy nou hierdie sien in Amerika, waar 'n klomp mense so sit. God praat voor, en elkeen moet terugvoering gee, en hierdie is vir ons 'n bewys, dat God soewerein is, dat hy die heelal reageer, soos hy wil, volmaak, soos wat hy dit bestem het. En onder hierdie sogenaamde seuns van God, met ander woorde, hier is verskillende, is nie net mooi engele nie, dis magte, en kragte, en goed wat ons nie kan verstaan nie, is daar 'n wese. En hierdie wese se naam is Satan. Nou hierdie wese het ook ander name. Hy het byvoorbeeld ook 'n naam, die aanklaer, wat my en jou elke dag gaan aankla voor God, oor hierdie verkeerde goed wat ons doen. Net so vra God vir hierdie vyand, Satan. Nou sê gou vir my bietjie, waar kom jy nou vandaan? Hy sê, ek kom nou oor 'n swerftog oor die aarde. Net daai woorde is 'n bewys, dat Satan nie alomteenwoordig is nie. Hy het ook 'n gesaglyn onder hom, wat die werk is. Satan is nie alomteenwoordig nie. Want dan sou hy mos daar gewees het en daar gewees het, anders as God, nie. Een groot eienskap van Satan, hy is nie alomteenwoordig, omnipotent nie, hy is net hier. En hy sê vir die Here, meneer die voorsitter, ek het gekom oor 'n reistog, en ek het so 'n paar mense dopgehou. Nou as jy dit nou bring na vandag se tyd toe, net so het hy 'n bietjie vir my, en vir jou dopgehou, en hy het ander mense ander wesens wat terugvoering gee na hom toe. Maar kom ons kyk terug na die storie toe. En die Here vra vir hom, het jy ag gegee met 'n man met die naam van Job? Het jy hom so 'n bietjie dopgehou? Ja, sê Satan, ek het. En die Here sê self, daar is niemand soos hy nie, regverdig en opreg, en wat nie afwyk van die kwaad nie.
Die duiwel sê, Satan sê vir die Here, ja meneer die voorsitter, dit is so. Ek sal nie daaroor stry nie, ek het dit gesien. Nou begin die Satan met sy taktiek. Meneer die voorsitter, is dit nie so, dat u self hom seën, en homself beskerm nie? Is dit nie so, dat u self vir hom, al hierdie goed gee wat hy het nie? Meneer voorsitter, kom ons raak hom so bietjie aan, ons skud sy bussie so bietjie, en dan kyk ons wat maak hierdie goeie man. En die Here sê vir Satan, dit is reg. Gaan maak hom seer. Gaan vat weg. Gaan laat hy bietjie vra in sy kop kry, soos wat ek nie het. Maar sy lewe mag jy nie aanraak nie, sê die Here, voorsitter van hierdie vergadering. So is Satan toe nou weg. En terwyl Satan nou weg is, gebeur hierdie gedeelte wat ons nou gelees het. Van die skade wat Job gekry het. Job verloor alles. Nou as jy nou dink, jy het al jou kar of jou huis verloor, of jou kind verloor, vergelyk dit maar met wat Job verloor het. So hierdie Job verloor alles. Sy kinders, hy verloor sy kinders, hy verloor sy rykdom, want hy was skatryk gewees. Hy verloor sy gesondheid. Hy verloor sy reputasie, wat baie keer die ergste is. En weet jy wat? Hy land op 'n asgat. Hy het nie 'n huis nie, hy het niemand nie, en hy het sere op sy arms. Daar kom sy vrou aan en sy sê vir hom, seën God man en sterf. Met ander woorde, vloek God en sterf. En hy sê vir haar, soos 'n dwaas praat jy. Ja, dan nie eens meer 'n vrou nie. Nou sit hierdie man op die asgat. Eendag was hy 'n hero. Klein tydjie daarna, sy is zero. Sy niks. Asgate. Niemand kwel hulle eers meer oor hom nie. Hy verlang na sy kinders, na dit wat hy gehad het, en hy worstel. Jy moet onthou, Job was nie bewus van die personeelvergadering in die hemel nie. Hy het nie geweet, daar was 'n vergadering in 'n wêreld of in 'n dimensie wat hy niks van weet nie. Hy was nie bewus van dit nie. Hy het geen waarskuwing gekry nie. Hy het geen antwoorde gekry nie. Al wat hy sien, ek was hierdie suksesvolle besigheidman met hierdie pragtige kinders, en die Here het my geseën en nou het ek niks nie. Dis die inligting wat Job het om van te werk. Soms het ek en jy ook net 'n bietjie inligting om van te werk. Ons sien net voor oë. Min wetende daar is ander wesens en ander dimensies wat ons niks van weet nie. En terwyl Job nou nog so op die asgate sit en hy vat nog 'n stuk pot kerf en hy kerf so wat seker nou maar sweersel is en infeksies is. Hy het 3 goeie vriende gehad. En ek weet hierdie verhaal het dalk nog vir 1 of 2 mense vertel, maar dit is so mooi, want dit sluit so aan by my en jou verhaal. Hy het 3 goeie vriende gehad. Wysgeers van die tyd, gesiene manne. Dalk dokters, professors en geleerde manne, dalk teoloë. Hoe dit ook al sê, dit was nie net sommer die gewone ouetjies op straat nie. Dit was die manne saam met wie Job vriende was toe Job op 'n hoë vlak was. En hulle name, hy het 3 vriende gehad, was Elifas, Bildad en Sofar. Goeie vriende van hom. En hulle besluit, hulle gaan nou hierdie vriend van hom, van hulle besoek, wat in hierdie sak en as sit. Ek wonder ek, hoeveel van ons sit in hierdie sak en as? Maar in elk geval, hierdie 3 vriende, kom na mekaar toe en sê, ons moet ons vriend gaan besoek. Hy het ons seker nodig. En terwyl hulle nog so na die asgate toe ry, en jy sien natuurlik al hierdie stink, en al hierdie afval, net soos ons asgate dalk vandag, en dan dalk heel wat erger nog, oor hierdie goed klim, goed gebrand, en al hierdie vullis,
Daar sien hulle iemand sit so in 'n hoek. En toe hulle nou so 'n paar meter van hom is en sê hulle, mamma, dis Job daai. Weet jy wat het hierdie 3 vriende gedoen? Gaan lees dit. Ek vertel vir jou die hele Job verhaal. Hulle begin huil. Hulle vat sand en hulle gooi dit oor hulle koppe. Hulle skeer hulle mantels en hulle gaan sit plat langs Job. En vir 7 dae lank praat hulle nie. Nou ek weet nie van u nie, maar as jy regtig siek is, of jy gaan regtig deur 'n moeilike tyd, en 'n klomp mense kom gee vir jou 'n klomp raad, en almal praat, en partykeer praat hulle mos nog sommer saam, dis nou nog meer uitputtend. En jy sê, ja, ek wil net alleenig bly. Hierdie vriende, 3 vriende van hom, 7 dae sit hulle by hom, hulle praat nie 'n woord nie. Nou dit is 'n preek op sy eie, ware vriende. Hulle wag vir hom om te praat. Want is vir hulle ook te seer. En hier sit Job. En die 7de dag begin Job praat. En weet jy wat sê Job? Hy vervloek sy geboortedag. En hierdie 3 vriende sê seker nou maar in my eie woorde, wag so 'n bietjie Job, wag so 'n bietjie. Kom ons praat net gou 'n bietjie oor. Miskien mis jy nou iets. Jy is dalk nou gedehydreer, jy het nie water nie, jy het nie kos nie, jy het hoe lank terug geëet, miskien dink jy nou nie meer reg nie. Kom ons praat net gou 'n bietjie oor. En hierdie 3 manne, wat wyse manne was, kom toe op en hulle beraadslag toe nou saam met Job. Hoekom sit Job nou hier? Wat het nou hier gebeur? Al hierdie vrae wat nie antwoorde het nie. Wat is nou hier in die gang? En hulle kom agter, tussen mekaar, kom hulle tot die gevolgtrekking. En hulle almal stem saam, die 3 manne. Job staan nog een kant, hy neem waar. Hulle het seker vir hom gesê, Job, staan so 'n bietjie daai kant, jy is heeltemal ontwater. Jy wag net so 'n bietjie. Ons wil net so 'n bietjie gesels. Ons gaan nou met jou praat. En hierdie 3 manne, wysgeers, hulle redeneer met mekaar en hulle basies 'n hele paar verse opgesom, sê hulle, God is regverdig. Hulle stem saam, God is regverdig. As ons nou hier praat van God, dan praat ons van die God, van hemel en aarde. Tweedens sê hulle toe nou onder mekaar, en hulle kom tot die konklusie, eerstens, God is regverdig. Tweedens sê hulle nou, as God regverdig is, en hy bestuur baie beslis die heelal regverdig. Hy is regverdig, daarom bestuur hy ook die heelal regverdig. En dan kom hulle toe by die 3de ding en hulle sê, as God nou regverdig is en hy bestuur regverdig, dan is die probleem anderster. Nou draai hulle na Job toe. Job, wat het jy gedoen die afgelope paar jaar? Kom ons gou bietjie in jou geskiedenis. Want Job is 'n unieke storie. En dit wat hulle doen is nie noodwendig verkeerd nie, maar in hierdie storie verhaal is dit verkeerd, want die Here self het gesê, daar's niemand regverdig soos God nie. Moet hierdie woorde onthou. Ons kan dit nie met alles heeltemal vergelyk nie. So hulle probeer die regte ding doen. Kom ons gou 'n bietjie, waar het iets verkeerd gegaan? Job sê, ek het niks verkeerd gedoen nie. Hulle sê, Job, jy moes iets verkeerd gedoen het. Jy is die probleem. Jy moet bietjie gaan teruggaan. Jy het ergens 'n keuse gemaak, of ergens 'n oop deur gegee, of iets. Hulle is wys, dis waar. In Job se geval is hierdie 'n unieke storie. Job sê, nee, ek het niks gedoen nie. Ek het niks verkeerd gedoen nie. Daar staan hy 3 vriende op en hulle loop. Dat hy ook nie meer die 3 vriende nie. Want hulle stem nie saam nie. Want hulle glo werklik Job moes iets verkeerd gedoen het en dis hoekom hy hier is. So hierdie 3 vriende werk baie streng volgens 'n beginsel. En as ek dit nou kan verduidelik van, so, wanneer jy reg lewe en jy doen alles reg, dan gaan dit voorspoedig met jou. Maar as jy ly, en as uitdagings in jou lewe, dan is jy skuldig aan iets.
Dis hulle siening. Dis wat die woord sê. En Job het egter volgehou. Ek hoor wat julle sê, maar ek sê nou vir julle, ek het niks verkeerd gedoen nie. Nie een van hulle was bewus van hierdie vergadering van Satan. En daar loop Job se 3 vriende. Job se geloof breek nie. Dit hou vas. Maar hierdie man, hierdie Job rou oor al hierdie vrae, hy verlang dalk na sy vrou en sy kinders. Hy is dalk honger en dors. En dan sê hy iets wat skok hierdie Job. Hy bevraagteken God. Nou begin hy God bevraagteken. Hy worstel nou met God se geregtigheid. Is God dan nou regtig geregverdig? Hy is hierdie rollercoaster. Hy wil glo God is regverdig en dat God die heelal regverdig hanteer, maar dan sy onder in die rollercoaster en sê, maar as God regverdig is, hoekom is ek hier onder? Hoekom is ek in hierdie gat? Hoekom het hierdie gebeur in my lewe en hoekom het daai gebeur? So Job is nou op hierdie emosionele rollercoaster. Paar minute dan sy op en dan sy af. Maar tog bly hy glo aan God. Tog draai hy nie weg van God af nie. Alhoewel hy nou beginne vra, soos wat ek en u vra, want sekerlik het hy 'n heel paar vrae gehad, meer as wat ek en jy het. En terwyl hy nog so sukkel met hierdie emosies van hom, kom daar nog 'n vriend van hom. Hy sien, hy het eintlik 4 vriende gehad. Hierdie 4de vriend was nou heel wat jonger. En ek hou van hierdie 4de vriend. Sy naam was Elihu. Ek hou van hom. Want die manier hoe hy Job benader was baie mooi. En ek dink dit is 'n voorbeeld. En ek dink ons kan dit daai voorbeeld volg. Job se storie uniek, want daar was niemand regverdig soos hy nie. So wat sê Elihu nou? Elihu begin nou weer, hulle begin weer praat en hulle stem saam, God is regverdig. Hy regeer die heelal regverdig. Maar hierdie Elihu se persoonlikheid is mooi. Hy sê, Job, as jy sê, daar was geen oop deur of jy het niks verkeerd gedoen nie. As jy dit sê en dit is die waarheid wat jy sê, dan beteken dit God wou verhoed dat jy vorentoe sal struikel. God wil keer dat jy dalk, miskien, in die toekoms sou sondig, of jy's dalk nog in opleiding by God. God wil jou dalk leer om meer op hom te vertrou. Daarom sê ek hou van Elihu se benadering. Hy benader dit mooi. En ons hoor dit elke dag. As jou finansies klaar raak, en dit is so, die Here kan jou leer om meer op hom te vertrou. Ons sien baie voorbeelde daaraan. En hierdie Elihu benader dit so mooi. Hy sê, Job, weet jy wat? Ek glo jou. Jy het niks verkeerd gedoen nie. Maar weet jy wat? As hierdie nie plaasgevind het nie, sou dit soveel erger gewees het. Job sê, nee, hy stem nie saam, ek stem nie saam met jou nie. Nou, weer eens wil ek dit uitlig en ek wil dit hard uitlig. Job was 'n unieke man, in unieke omstandighede. Jy kan nie hierdie reël toepas op almal. Daar verloor Job nog hierdie 4de vriend ook. Nou het Job regtig niks nie. Hy het sy 3 vriende en nog later die ander vriend verloor, saam met sy vrou en sy kinders en al sy goed wat hy gehad het. En hy weet nie, hoekom sit hy in die asgat. Dis asof hierdie groot raaisel bly staan, wat nog in jou lewe ook is. Bestaan nog in Job se lewe, hierdie groot raaisel, wat gaan aan? Hoekom het dit gebeur? Hoekom gaan dit so met my? Hoekom het ek my vrou verloor, my kind verloor, en die lys gaan aan, jy weet presies al die vrae wat met my soek is. En terwyl Job het nou niemand meer nie, letterlik niemand meer nie, draai hy hom na God. En hy vra vir God. God, ek het nou niemand nie, ek draai nou na u toe vir antwoorde. En toe gebeur dit. God antwoord homself. God antwoord self vir Job. God self praat nou met Job. En die manier hoe God praat is baie uniek. Hoe hy hier met Job praat is baie uniek. Hy praat nie met Job
deur vir hom te sê, hoekom is jy so in hierdie leidingsproses, en hoekom het jy deur al hierdie goed gegaan, en nee, God het nie so met hom gepraat nie, hy het vir Job 'n paar vragies gevra, 77 vragies om presies te wees. So sonder dat God hom nou verduidelik, hoekom jy hier sit, vra hy vir Job 77 vrae, en jy kan dit lees van Job 38 tot 41, hierdie 77 vrae. Kom ek sê net 3 of 4 of 5 van die vragies wat God vir Job gevra het. Nadat God nou na Job toe gedraai het, en Job het God kwaadlik geneem, en hy vra vir God, jy moet myself verduidelik wat nou hier aangaan. Ons het nou hierdie klomp slim mense gehad, maar jy weet net so goed soos ek, hulle is verkeerd, en ek weet nie. En die Here draai na Job toe, en hy sê vir Job, Job, sê vir my, jy wat nou so slim is, Job. God self praat met Job. Job, jy wat nou so slim is, wat nou al hierdie vrae van jou kop het, oor al hierdie dinge wat in jou lewe gebeur, net soos wat ek en u hierdie vrae het. Hierdie kan ons nou toepas, want dit praat God self. Al hierdie vrae wat ek en jy in ons kop het. Hoekom is ek geskei? Hoekom is my kind dood? En hoekom is dit? En hoekom is dat? En waarom so? En waarom so? En waarom so? Gebruik ons nou hoe die Here vir Job geantwoord het. En weet jy hoe antwoord Job, die Here toe vir Job met die vraag? En hy begin, hy sê vir Job, Job, jy wat so slim is, waar was jy gewees toe ek die fondasies van die aarde gemaak het? Kom Job, kom sê vir my, jy is moslim, sê die vers. Job, jy wat nou so slim is, en wat so wys is, het jy die afstand bepaal van hoe groot die aarde moes wees? Het jy enigste benul, wat is hierdie afmetings? En nou praat God nog net van die aarde, hy praat nie eens van die heelal nie, want dan gaan jy op in elk geval nie weet waarvan hy praat nie. Hy praat net van, daar wie jy nou bly. Waar was jy toe ek die afmetings bepaal het? En ek wil elkeen van u se naam hier invoeg. As ek sê Job, dan sê ek jou en my naam. Job, waar was jy toe ek vir die magtige see gesê het? Jy kom net tot hier toe. En jy kom nie verder oor die land nie. Waar was jy gewees, Job, jy wat so slim is nou? Job, jy wat so slim is, het jy al een oggend die môre beveel om aan te breek? En Job, jy wat so slim is, jy weet mos alles, sê vir my, was jy al in die skatkamers van die sneeu en van die hel gewees? Weet jy hoe lyk die skatkamers van die hel? Of Job, kom ons vat dit net so 'n bietjie verder. Job, ken jy een geheim? Net een geheim van die miljarde en miljarde geheime wat daar is. Ken jy een geheim van die heelal? Kom Job, jy is moslim. Sê vir my Job, jy is mos nou slim in die vraag wat jy vra. En dan wys God nog verder iets wat tussen ons is, wat ons nie eens raak sien met ons eie oë nie. Hy vra vir Job, en weer eens, jy kan jou eie naam daarin sit. Job, ken jy die geboortedatum van elke bokkie in die veld? Job, weet jy hoe verdragtig elke bokkie is daar in die veld, in die wildtuin waar dit nou so verspoel? Weet jy wanneer elke ooitjie moet lam? Kom, sê my Job, jy is moslim. En God wys vir Job in hierdie 77 vrae, dat hy wat God is betrokke by elke detail van sy skepping. Sekere goed laat hy toe, ander goed laat hy nie toe nie, maar hy is geheel en al, of jy nou gaan slaap, of jy nou opstaan, of jy onder narkose is, of jy nou wat, God het die hele heelal onder sy beheer.
selfs die goed wat ek en jy nie kan sien of van weet nie. So, hoe kan ons nou vir God vra? En wat was Job se reaksie? Die Here vra vir Job, hier is jy nou, en jy vra my, hoekom ly jy? Die Here gee nie vir hom daai antwoord nie. Nêrens kan ook invind dat daai Here vir hom daai antwoord gee nie. Hy sê wel vir Job, ek sien en ek weet meer as wat jy ooit sal sien en sal weet. Die groot vraag bly staan, hoekom ly Job? Antwoord God nooit nie. En dit is ook in jou en my lewe. Daai probleem, daai vraag wat jy het, en jy kry nie antwoorde nie. Vader sien baie verder as wat ek en jy sien. Hy weet baie beter as ek en jy. En dit is ook die antwoord op al jou vrae wat jy het. Hoekom het daai ding met my gebeur toe ek 'n kind was? En hoekom is dit so? En hoekom is dit so? Dis die antwoord. Die Here vra nie vir jou, hoekom jy ly nie. Hy sê, ek sien en ek weet meer as jy. Job se perspektief was natuurlik eerlik, maar so beperk. Hy en sy 3 vriende se teologie was so mooi, maar so verkeerd. Net soos joune en myne vandag hier, liewe broers en susters. Ons sien net wat voor is. Gee my nog net 'n paar minute. God beskryf ook in hierdie gedeelte van sy skepping wat hy gemaak het. En hier praat hy van 2 groot en magtige diere. God sê nie die diere is duiwels nie. Hy sê nie die diere is sleg nie. Inteendeel is God trots op 2 diere wat hy gemaak het. En ongelukkig, dis jammer, dit staan in die Afrikaanse vertaling nie, want in die regte oorspronklike vertaling praat daar van die behemoth en die leviathan. In ons Afrikaanse Bybel sê dis 'n krokodil en 'n seekoei wat beslis nie is nie. 2 magtige diere wat God eintlik baie trots op is. En hy wil vir Job leer, hierdie lewe waarin jy is baie lekker, of die meeste van die keer het jy redelik 'n goeie gesondheid en jy het uitdagings, ja, maar dit is ook lekker, ja, maar onthou net een ding, Job, die lewe is ook gevaarlik en woes wat ek gemaak het. Dit is nie altyd maanskyn en rose nie. Kyk na hierdie 2 diere wat ek gemaak het. Gaan my net die paar verse wat hy toe vir Job sê van hierdie 2 wonderlike diere wat hy gemaak het. En kom ons, as jy dit wil volg, Job 40. Hy sê nou vir Job van hierdie pragtige diere. Job 40 vers 21 tot en 24. Onthou nou net, ons Afrikaanse Bybel is nie die oorspronklike Bybel wat praat van hierdie regte groot diere wat op die naam genoem word nie. Hierdie een dier het op die land gebly, aan in die see gebly. Magtige, man, verbeel jou, hier sien die dinosaurus, maar nog heel wat groter en sterker as die dinosaurus. Hoor wat sê Job hier, die diere hier vir Job. Job 40 vers 21. Kan jy 'n tou van bessies in sy neus sit, hierdie groot dier, en sy kakebeen met 'n hak deurboor? Sal hy, hierdie groot dier jou baie smeek, of met jou spreek in sagte woorde, hierdie rowwe en growwe dier van hierdie wêreld waarin ons bly? Sal hy 'n verbond met jou sluit, dat jy hom vir altyd as slaaf aanneem? Sal jy met hom soos met 'n voeltjie speel, en hom vasbind vir jou meisiekind? Hoor wat vra die Here hier vir Job, van hierdie magtige diere. Sal jy hierdie magtige dier maak as jou, soos jy jou voeltjie gesels, en hom vasbind en vir jou meisie gee om mee te speel? Sal jy dit doen? Die lewe is wild, die lewe is rof, en al wat ons het is Vader wat vir ons vashou. So ek sluit af en ek sê, God se skepping is goed, en is pragtig.
God self het gesê, sy skepping is goed en pragtig, maar dis nie sonder gevaar en lyding en pyn en hartseer nie. Dis hoekom God ook verwys het na hierdie twee magtige diere. Jy kan dit ook in jou lewe toepas. Die lewe is nie gewaarborg dat dit net met jou mooi gaan gaan, goed gaan gaan nie. En as jy nog nie stryd gehad het nie, my liewe vriend, dit kom. Dit kom. Want almal het een of ander stadium stryd en dis onwaarskynlik dat iemand sit dit nog nooit gegaan het nie. Job se antwoord dan aan die Here is: Here, vergewe my. Vergewe my. Ek het gepraat van goed wat ek niks van weet nie. Ek het teen die woord opgestaan, ek het tot die woord gerebelleer. Maar Here, met die vraag wat U my gevra het, vergewe my, Here. Ek het nie 'n antwoord vir U nie. Vergewe my. En hy buig en hy aanbid God vir wie God is. En hy besef, hy is net 'n mens. Hy sê net, hy dink net met 'n mens se brein. Hy sien nie hierdie groot dinge nie. En die mooiste van die verhaal is die einde. Job sit nog steeds op in die asgate. Hy het nie ewe skielik nou hierdie 3 verdieping huis en die nuutste Duitse motor wat jy kry nie. Hy is nog in die asgate. En die Here gaan besoek net weer hy 3 vriende. Onthou jy daai oorspronklike 3 vriende van hom? Hy gaan sê vir hulle, julle het nie reg gemaak teenoor my knegt Job, om vir hom te sê hy was verkeerd nie. Gaan laat hy vir julle bid. Daar kom die 3 vriende weer by die asgate aan. Job het nog steeds seer, hy is nog steeds in het, net waar hy was, maar hy vertrou nou op die Here. Hy bevraagteken nie meer al die goed nie. En die 3 manne kom daar aan en sê, ja, wat soek julle? En die Here het gesê, jy moet vir ons bid. En weet jy, God, en Job bid vir daai 3 manne. En weet jy wat gebeur met Job? God seën hom dubbel as wat hy geseënd was voordat hy op die asgate kom gesit het. Sy dogters, laterand is daar 3 dogters en 7 seuns gebore, dat hulle die mooiste was. Die woord sê, daar kon nie so mooi vrouens gevind word soos sy dogters in die land nie. Wie weet, miskien was hulle die 3 mooiste vrouens wat nog ooit geleef het. God gee vir hom dubbel terug wat hy gehad het. So wanneer jou probleme groot raak, dink aan Job. Kom ons sluit die oë. Ons wonderlike hemelse Vader, dankie vir U liefde, Here, en dankie dat U groot is. Dankie dat ons na U kan kyk vir ons probleme. Dankie, Here, dat U groter is as enige probleem. Ons vra U, Here, as ons so met ons probleme na U toe kom, dan weet ons, Here, U weet beter. En dankie, Here, as ons nou met ons probleme na U toe kom, Here, dan weet ons, U het die antwoord. U weet beter as wat ons ooit kan hoor by enige iets of enige iemand anderste. Want U die finale sê. En Here, as ons weet, ons self behoort aan U, dan raak ons sommer rustig. Kom wat wil, U woord bly staan. In Jesus se naam.